Net voordat ek die woord, ek kan hom so 'n bietjie afbring vir ons, nee, dankie. Net voordat ek die woord gaan bedien vanoggend, ek kan maar nog afkom hoor. Voordat ek gaan bedien vanoggend, net ietsie wat ek beleef het in die week. Ek en Amanda die voorreg gehad, ons kon bietjie daar in Pilansberg Wildreservaat gaan rondry. En toe ek volgende oggend vroeg, sit ek buite op die stoep. Het was net 'n klein plekkie wat ons hoor geslaap het by so so 'n oop plan plek, so om maar nie my hande te plaat nie. Ek is al vroeg in die oggend op, toe sit ek maar buite, vrek van die koue. Sy is nie eens hier nie. Dis wat 'n ou doen vir jou vrou, né? Maar in elk geval, en die belewenis wat ons gehad het die vorige dag, waar ek net die Here praat met my oor dit wat ons beleef het. En die Here het ook al seker beleef, hulle sê Pilansberg, ek het eers nie geweet nie, Werner, my sê my laat weet, pa weet dis 'n groot 5 wildreservaat, sê ek nee, ek het nie besef dis groot 5 nie. Maar ons het gaan ry, vroeg die oggend, en ons ry 'n hele end, en al wat ons kry is, soos gewoonlik baie keer in party wildtuine, veral soos byvoorbeeld as jy Kree ry, dan kry jy baie rooibokke. En ons ry en ons kry ou kudukie, en ons ry en ons ry en ons ry en ons kry weer 'n rooibokkies. En weet wat, hoe meer jy ry, dan voel dit vir jou, want almal wil natuurlik van die groot 5 sien. En ons ry en Amanda sê, nee man, jy gaan niks hier so aan nie, as jy seker hulle sê, dit is 'n groot 5 hier. Ons sien omtrent mittermin bokkies. Ons kry weer 'n klomp blouwille beeste. En die volgende oomblik, gooi vir ons daai eerste slide, ry ons in olifante raak. Ons kry die olifante. Ons sit so ruk vir die olifante en geniet. Soveel so dat die volgende oggend was daai twee sommer daar voor ons huisie waar ons bly, seker so 50, tussen 50 en 100 meter van ons af. Ons sien die olifante. Maar na die olifante ry ons 'n end verder. En hier kry ons 'n luiperd. 2, 'n paar broeipaartjie. Luiperdmannetjie en die wyfie. Gewoonlik 'n vriend van my, Gaske en hulle Ranna, Rian sê altyd, hy was 'n wildbewaarder, hy het gesê, as jy 'n luiperd sien, dan is dit omdat die luiperd toegelaat het, dat jy hom kan sien. En weet wat, ons kry die luiperd, maar weet wat gebeur, daar ry 'n kar voor ons, en hulle stop. En ons sien hy ry stadig, en ek ry al nader, want jy wil nou iets nie mis nie. En toe ons by hom kom, toe sê Amanda, sy kon agter om die bos sien, sy sê, dit is luiperds. En ek gaan ry, die ou seker gebang vir ons, ek gaan binne in sy bakkie inry. Ry tot by hom, en ons sit vir 'n oombliekie daar, en vir seker 'n minuut, kon ons die luiperd, die twee, soos hulle speel, net geniet. En weet wat, die volgende oomblik stap hulle, en hulle is weg, gone. Net ons twee sien hulle. Toe ons nou meer moet, ry weer verder, en toe ons so end verder kry is, nou als by die een selfe pad, na die ry ons in die renosters vas. Hier staan renosters. Kry die twee, die volgende ene, kry ons die renoster, en toe ek die foto neem, toe sien ek, daar kom 'n jakkals aangehardloop. En ek vang die jakkals hier, as julle hom kan sien daaronder, hy hardloop in die pad, en hy steek vas, en hy sê toe, nee, hy is moeilikheid, dit draai hom en hy hardloop weer weg. Ja, maar daai spesiale oomblik, om daai goeie so skielik te beleef. Toe ek die oggend sit, beleef ek net, die Here sê, soveel keer, sien ons hom nie in ons lewens raak nie. Die feit dat jy nie ons kan ry en ons sien nie die groot 5 daar, beteken nie die groot 5 is nie daar nie. Dit voel asof hulle nie daar is nie. En verder rondgery, en ek dink ek het weer renosters gekry, en ek het weer olifante gekry, maar nie verder ander goed nie.
En weet wat, jy kan so negatief word, dat jy naderhand ry, maar jy kyk om nie te sien nie. Ek het volgende dag het ek alleen gaan ry, Amanda is nie lief vir die ry, en sy sê, julle gedermte is ons al deurgeskit op die paaie daar, en ek ry alleen en op 'n stadium ry ek, maar daar's niks, dis koud die oggend, die wind waai, daar's niks. En ek kom agter, ek ry, en op 'n stadium besef ek kyk, maar ek sien nie. Ek kyk net. Ek kyk nie eens behoorlik nie, totdat ek weer in renosters vasgery het. En wanneer die Here sê baie keer, omdat ons hom nie beleef, en omdat ons hom nie sien soos wat ons hom graag wil sien, dan dink ons, hy is nie daar nie. Ek wanneer die Here sê, ek moet vanoggend, I must tell you, just because you don't see him and experience him, it doesn't mean he's not there. Hy's daar. Daar is. Stop by 'n plek en iemand praat, nie hulle het die vorige dag leeu's gekry wat 'n zebra gevang het. Hy's daar. Ek het niemand gehoor sê hulle kry buffels nie. Maar jy sien goed. Maar as ek en jy, pas op dat jy nie, be careful you don't become so negative that you don't see the hand of God moving in your life and in the lives of other people. Pas op dat jy so plek kom, dat jy so negatief begin raak, dat jy nie sy hand in aksie sien nie. Dat jy nie sien wat hy besig is om te doen. En weet wat, dan mis jy selfs die klein dingetjies. Jy kyk so vir hierdie uitslike groot renoster, dat jy mis die jakkalsie wat daar hardloop. Partykeer word ons probleme so groot, dat jy sien net die probleem, jy sien net die renoster. Maar jy sien nie die klein spesiale dingetjie, wat op daai oomblik ook in jou lewe gebeur nie. Verander jou denke, verander jou fokus. Develop an attitude of gratitude. Dis wanneer jy die Here begin dankie sê vir die dinge in jou lewe, wat jou oë begin oopgaan en die goeders te sien wat hy eintlik besig is om te doen. Wees dankbaar. Wanneer jy dank, dan baar dit hoop in jou binneste. Wanneer jy dank, dan baar dit nuwe verwagtings. Wanneer jy dankbaar is, wanneer jy dank, dan baar dit nuwe vreugde. Dis om die Afrikaans so mooi is. Be thankful. When you thank, you'll become full of hope. When you thank him, you'll become full of joy again. En ek wil weer vir jou sê, wat dit vir jou gevoel het, die tyd wat verby is, dat vir jou voel, die Here is nie daar nie. Hy is daar. Jy sien net nie, jy het so blind geword, dat jy nie hom raak sien, in die dinge wat hy doen. Die dingetjies, soos die klein jakkalsie, die dingetjies, die klein dingetjies wat hy doen, wat jy heeltemal miskyk. En wanneer jy die klein dingetjies raak sien, gaan jy begin die groot goed ook raak te sien. Ek wil weer net sê, sluit net jou oë, net vir 'n oomblik, net daar waar jy sit. What are you thankful for? What are you grateful for this morning? Wat wil jy vir hom die meeste voor? In die begin van die diens word gesê, wat wil jy hom die meeste voor dankie sê vir oggend? Waarvoor is jy die meeste dankbaar? Nou nie vra, Here voorsien hierdie, ek het dit nie, sê net vir hom vir oggend, dankie. Sê hom net dankie. Dankie, Here. Dankie vir elke belofte, dankie vir elke woord wat U vir ons gee. So dankie, Here. So dankie.
So dankie. Dankie, Here. Prys U. Amen. En toe gebeur 'n snaakse ding verder. Pak die kar, en daai Franse kar van ons het 'n key card. Hy het nie 'n sleutel nie, hy werk moes net met die kaart ding wat jy in jou sak sit. En toe raai wat doen ek? Ek verloor die keykaart. Is gewoonlike sleutels Amanda se taak om te weer lê en te bære, wat kry dit nie. Hierdie keer het ek dit gedoen, maar ek het dit oordentlik gedoen. Want die sleutel is gone. Gelukkig, die Here se genade, Amanda het die spaarkaart in haar handsak gehad. Ek ontdek die kaart is weg, eers toe ons by die huis kom. Wel, natuurlik bel die plek en vra, maar niemand het die kaart gesien nie. Kaart's weg. En omdat ek nie die kaart het nie die sleutel het nie, het ek nie toegang tot die kar nie. Wanneer ek en jy die vermoë verloor om die Here te loof en te prys, wanneer ons die vermoë verloor om vir hom dankie te sê, dan is dit soos jy verloor die sleutel wat vir jou toegang gee tot hoop. Jy verloor die sleutel wat vir jou die toegang gaan gee tot daai verwagtings. Jy verloor die vermoë, want jy sien, jy kan nie kla en dankbaar wees op dieselfde tyd behoorlik nie. Complaining is the language of unbelief. Kla is die taal van ongeloof. Dankbaarheid maak iets oop in die gees. Wanneer jy ophou dank, dan verloor jy 'n sleutel. En dit is asof jy verloor die vermoë om toegang te kry tot dinge in die gees. En dinge wat die Here vir jou kom doen. Mag hy en dank begin by 'n besluit. Thankfulness begins with a decision. Choose to be thankful. Kies om dankbaar te wees. Nou ek wil aansluit by dit wat ons laasweek begin praat het, wat ons oor die volgende paar weke gaan praat. In hom. Ek het hom nou net so 'n bietjie verander, daai teksversie in wat in Handelinge 18 is. Hy sê, ek het hom verander na in hom is ons, beweeg ons en leef ons. Handelinge sê eintlik, in hom beweeg ons en leef ons en is ons. Maar ek wil hom vanoggend begin. In hom is ons. In him we are. In him we live and move and have our being. In hom leef ons en beweeg ons. Jy sien, in Christus het ons nuwe lewe. Romeine 6 vers 3 sê die volgende, en Paulus skryf, hy sê, en ek gaan nie al die skrif hê, ek het 'n klomp skrifgedeeltes wat ek hier gesit het, dit's op die slides, ek sit dit daar sodat jy die skrifgedeeltes in hierdie week gaan van daai skrifgedeeltes, gaan lees dit, gaan bepeins dit, gaan bedink daaroor. Maak dit jou eie. So read these scriptures that I put on the slides. It's going to be, ons gaan dit sit op die groepie. Maar Paulus sê in Romeine 6 vers 3, hy sê, of weet julle dan nie, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
Well, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Ek het laasweek gewys en weer, ek is in Christus. Hy sê, almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop. So deur die dood, ek sterf saam met hom. Hy sê, ons is dus saam met hom begrawe. Ek het nou nie 'n graf nie, maar julle sien die graf. Sê ja? Okay, mooi. Jy's in die graf. Hy sê, en ek saam met hom begrawe, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so opgewek word en ons wandel in 'n nuwe lewe. Efesiërs 2 sê, ons sit in hemelse plekke saam met Christus. Met ander woorde, as ek in 'n hemelse plekke sit, I've got a heavenly mindset. We are seated with Christ in the heavenlies. So ek sit saam met hom in hemelse plekke, saam met Christus, dat ek en jy met 'n nuwe perspektief na die lewe sal kyk. En die uitdaging is dat ek en jy ons denke sal verander. Galasiërs 3 vers 26 dan sê hy, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Hy sê, for all of you are God's children through faith in Christ Jesus. Indeed, all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Ek is bekleë met Christus. Nou as jy net na daai twee versies kyk, dink jy dat iets besonders gebeur met jou die dag wat jy met die Here ontmoet het? Dis 'n paar koppe wat skud. Do you think something radically happened the day Christ came into your life? Yep. Verseker. Mense, en dis hoekom ek wil sê vanoggend, die doop van die gelowige is fenomenaal belangrik. Weet nie hoe om dit duideliker te stel nie. To be baptized, the baptism of the believer. Ek sê vanoggend, I'm calling it the baptism of the believer, because there are all sorts of baptisms that churches talk about. Maar daar's een wat die Here sê ons moet doen. Dis die doop van die gelowige. Dis die doop in die water, baptizo. En as jy nog nie die Here gevolg het deur die doopwater, mense, dis 'n gehoorsaamheidsstap, maar is iets belangrik wat jy moet doen. Because die doop praat van, ek verenig myself met sy dood, met sy begrafnis, met sy opstanding. If you haven't been baptized yet, come talk to me. Kom praat met my. Die Here het nie gesê ons moet babas doop nie. Hy het gesê, dis die doop van die gelowige. Sy opdrag was dan, gaan dan heen, maak disippels, maak volgelinge van Jesus, van al die nasies, en doop hulle. Dis hoekom ek sê, die doop van die gelowige, the baptism of the believer. Volg hom deur die doopwater, maar ja, ons gaan nie daarby stil staan. 2 Korintiërs 5 vers 17 en hierso, hoor, dis so bekende gedeelte wat ons al baie oor gepraat het en ons al baie genoem het, en wat mense van ons ken dit uit ons koppe uit. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n wat? 'n nuwe skepsel. All those that are in Christ are a new creation. Ek is 'n nuwe skepsel in hom.
Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles uit God wat ons self met hom versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Wat se bediening het ek en jy? Die bediening van die versoening. In other words, reach out to the lost. Hy sê naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe vertrou het. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Jy is vanoggend 'n nuwe skepsel in Christus. Die vraag bly nou vanoggend, leef ek en jy as 'n nuwe skepsel? Are you living as a new creation? Ek gaan nie al hierdie skrifgedeeltes deurlees nie, maar ek wil net vir julle sê, hy's daar, julle kan dit gaan kyk by die huis. Kolossense 2 vers 9, inteendeel, Kolossense 1 vers 27 sê, Christus in ons, die hoop op heerlikheid. Christ in you, the hope of glory. Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom, in Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Omdat julle saam met hom begrawe is in die dood, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof. Die volheid van die Godheid woon in Christus, en Christus woon in my. Die volheid van die Godheid is in jou. The fullness of the Godhead dwells bodily in Christ. And Christ lives in you. The fullness of the Godhead in Christ is in you. Leef ek vanuit dit wat tot my beskikking is. Leef ek vanuit daai volheid wat die Here vir my en jou bewerkstellig het. Are we living from that fullness that's in us? Dan kan julle Efesiërs 2 vers 4 gaan lees. Maar Efesiërs 2 vers 10, wat hy kom en hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works, which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Jy doen goeie werke, nie om sy gunst te wen nie, nie om gered te word nie, omdat jy sy kind is en gered is, doen jy goeie werke. You do the works, not to become a new creation, but because you are a new creation. Omdat ek herskep is, omdat ek nuut is in hom. Baie mense, jy sê dalk, ja, maar ons het dit al soveel keer gehoor. Ek weet hierdie goed. Die vraag vanoggend is, ek gee nie om of jy dit weet nie. Die belangrike ding, nee, ek gee om of jy dit weet. Maar wat vir my belangrik is nie dat jy dit net weet nie. Leef jy dit vanoggend uit? Are you living the life of a new creation? As ek besig om te wandel in dit wat hy vir my gedoen het. En ek wil kom by dit wat ek vanoggend regtig wil bietjie by stil staan. Romeine 8. Romeine 8 sê die volgende, hy sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur.
Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, of deur die Gees laat lei, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Vir my sommer die Engels daar, asseblief, dankie. The NIV said, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Wat is die begeerte wat vanoggend in jou hart brand? What is the desire that's burning in your heart this morning? What is your mindset? Waarmee hou jy jouself besig? Hou ek myself besig met goed wat uit 'n koninkryksperspektief is? Hou ek myself besig met die dinge wat vir die Here belangrik is? Word ek gelei deur sy Gees, of word ek die meeste gelei deur my ou gewoontes, my ou gedagtepatrone, my onbeheerst emosionele optredes? Ek weet julle doen dit nie, dit net vir die ouens daar buite. Waarmee hou jy jou besig vanoggend? Wat bedink jy die heeltyd? Kolossense 3 sê, bedink die dinge wat daar bo is, wat by hom is. Wat bedink jy? Weer vra, waarmee hou jy jouself besig? What are the thoughts that you keep on accommodating in your mind? What are the thoughts that keep on replaying in your mind? Dis is 'n keer kan jy die CD-speler 'n ding stel, dan speel hy en as hy klaar is, dan begin hy weer voor. Dan speel hy en as hy klaar is, dan begin hy weer voor. Hy's op repeat. Wat se gedagtes is op repeat? Maar as gedagtes wat nie 'n koninkryksperspektief het nie. Dis gedagtes wat nie deur die leiding van die Heilige Gees is nie. Vers 7. Dan sê hy, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur ontwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Hy sê, julle word egter nie deur die sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees want die Gees van God woon waar? Waar woon die Gees van God? In my en in jou. Leef ek vanuit daai Gees wat in my woon. Nou hoor wat sê 1 Johannes. Johannes skryf hierdie, 1 Johannes 2 vers 15, en ek lig net hierdie vers uit. Hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Sê vir iemand langs jou, moenie die wêreld lief hê nie. Hoekom nie? As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, nou hoor mooi wat sê hy. Hy sê die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.
Die Amplified sê, do not love or cherish the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, craving for sensual gratification, and the lust of the eyes, greedy longings of the mind. I say, and the pride of life, assurance in one's own resources or in the stability of earthly things. I say, these do not come from the Father, but are from the world. As hy praat van die wêreld, dan praat hy nie van die fisiese wêreld nie. Hy praat nie van die aarde en al die goeders wat betrokke is op hierdie aardbol nie. Hy praat van 'n waardesisteem, 'n waardestelsel wat teen God rebelleer. When he talks of do not love the world, he's talking about a value system that's operating within the world. Wat is die waardesisteem waarvolgens ek en jy leef? Want jy sien, jou waardes bepaal jou gesindheid en dit bepaal op die ou einde jou gedrag. So wat is die waardes waarvolgens ek en jy leef? Wat 'n waarde, wat's 'n value? 'n Waarde is beginsels, is goeders wat vir jou belangrik is. Sê ons het nie tyd om al die goeders in te gaan. Gewoonlik goed wat jou omkrap, dit krap jou omdat dit teen jou waardes gaan. Wie word omgekrap as iemand vir hulle lieg? Wie haat dit as iemand vir hulle lieg? Steek jou hand op, as jy dit haat, moenie vir my lieg nie. Don't lie to me. If it upsets you and makes you angry if somebody lies to you. Why? Want jy het 'n waardesisteem van eerlikheid en integriteit. Dit bots, gaan teen jou waardes. Nou wat is die waardes waarvolgens ek en jy leef? Nou in hierdie versies wat Johannes praat, hy praat van die waardesisteem wat in hierdie wêreld is. Die kultuur wat operate, wat onafhanklik van God wil wees. Wil sy eie ding doen. Ek is in beheer, ek neem my besluite, ek wil my ding doen. So as hy kom en hy sê, die begeerlikheid van die vlees, kan die volgende slide daar opsit, dink ek het 'n slide van hom. Die begeerlikheid van die vlees, wat praat hy daarvan? Hy sê, dit is die drange, plesier, gemak, seksuele sondes, selfsug, daai onmiddellike bevrediging, daai instant gratification. Het ek 'n slide daar vir hom? Dink so, sorry, ek het vir hulle gechallenge daar agter. Armig. Daar is hy. Nee, dis ek nie hy nie. Dit was voor daai. Sorry, dalk het ek hom gedelete daar. Maar in elk geval, so die begeerlikheid van die vrees, dis die drange van my vlees. En weet wat doen die vyand? Hy kom na jou toe as kind van die Here, en hy gaan al hierdie goeders wat in die wêreld, hy gaan jou probeer mislei deur dit. En mense, ons moet verstaan, ons word heeldag, elke dag, gekonfronteer met hierdie goeders. Hierdie goeders is die heeltyd om ons besig. In die media, by jou werk, op televisieprogramme, flieks, alles, in jou stories, die storieboeke wat jy lees, tydskrif, ons word gebombardeer met hierdie wêreldse sisteem en die kultuur wat in die wêreld is. Maar is nie 'n kultuur en is nie 'n sisteem wat God verheerlik nie. En dit skep 'n prentjie van, wel as jy hierdie goeders doen, dan gaan jy gelukkig wees. Maar ons weet wat die waarheid is. So die begeerlikheid van die vlees, dis ons vleeslike drange en behoeftes wat ek het. Ek wil nou daai dinge hê. Dit moet nou gebeur. En dis die grootste ding wat ons
jong mense, ons Z-generation, as jy praat van die generasies. Dis een van die grootste stryd wat die Z-generation het, die jong mense. Instant gratification. Alles gebeur vinnig. As jy wil kos bestel, 60-60. Dis daar. As jy 'n boyfriend soek of 'n girlfriend soek, check hom op sosiale media, swipe right. Jy connect met iemand. Alles gebeur vinnig. Behalwe die goed wat waardevol is in die lewe, vat tyd. Hy sê die tweede ene, die begeerlikheid van die oë. Alles wat ek sien, moet ek hê. Materialisme, afguns, jaloesie, hebsug, vergelyking. Wat is hebsug? As ek dit nie kan hê nie, dan sug ek. So die toortsyd, die oë. Die vyand kom en hy kom plaas hierdie goed voor jou. Eva het gesien. Sy het gesien, het gekyk, toe lyk die vrug vir haar goed. Die vyand mislei haar. Dawid het gesien. Dawid staan op sy dak. Was die tyd van konings, wat konings moet gaan oorlog maak, Dawid bly by die huis. En toe hy op die dak staan, toe wie sien hy? Batseba. En ek moet dit hê. Dan die laaste ene. Die oë word dikwels die poort waardeur die begeertes in jou lewe groei. Hulle sê dis nooit die eerste kyk wat jou probleem is nie. Dis die tweede kyk wat jou probleem is. Jy kan nie keer dat hy tannie moet daai verskriklik, ek weet nie hoekom dit is, die arm vrouens is altyd op die strand. En jy kan sê, hulle het nie baie geld vir klere nie. Hulle het min klere. Jy kan nie keer dat daai vrou by jou verbyloop nie. Dis nie die eerste kyk nie. Dis daai tweede kyk. Wat sê ook? Jy kan nie keer dat 'n kraai op jou kop kom sit nie. Maar jy kan keer dat hy nes maak. Dis nie die eerste kyk nie. Dis die tweede kyk wat vir die moeilikheid veroorsaak. En hy sê, dan die laaste een en die derde en die grootsheid van die lewe. Me, myself and I. Daai ding van spog. Te brag, boasting. Status, aansien, selfverheffing, selfregverdiging, daai self-justification. Ons leef in 'n wêreld waar alles gaan oor performance. Jy moet perform, en as jy nie perform nie, kry jy dit nie. Gaan jy nie deurbraak kry nie. Die grootsheid van die lewe, as jy wil inwees, dan maak dit saak, wat belangrik is, waar jy bly, wat jy ry, wat jy het, en ons maak skuld en alles, hoekom? Om mense te beïndruk waarvan ons nie eens hou nie. Maar die grootsheid van die lewe, that boastfulness, that self-pride that we have, hy sê daai dinge is nie van die Here af nie. En dit laat ons struikel. Daarom skryf Johannes, hy sê moenie die wêreld lief hê. Moenie die waardesisteem wat sonder God leef nie najag nie. Dis 'n value system wat in die wêreld is. En die vraag is vanoggend, and the question is, have I allowed that value system to become and still be my value system? Is dit vanoggend nog my en jou waardesisteem? Is dit wat ek en jy nog jaag? Want die waardes bepaal jou gedrag. So 'n paar goeders net uitsny hier. Jy sien, ons is gered uit genade.
Grace is not a license to sin. Die feit dat jy deur genade gered is, beteken nie jy kan nou net leef. Ja, jy kan, is jou keuse. Maar genade beteken nie leef soos wat jy wil nie. En ek kan my aankarring soos wat ek wil nie. Grace is not a license to sin. Wat sê die Here oor genade? Titus 2 vers 11, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons. Die Engels sê, grace trains us om die goddeloosheid en wêreldse begeertes te verloon. So genade is onverdiende guns. Jy's gered sonder verdienste. Dis nie iets wat jy kon bewerkstellig nie. Dit was totaal en al God se werk. But grace is nie net sy onverdiende guns nie. Grace, genade is ook jou leermeester. Leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeertes te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop in die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grootte God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos en van alle ongeregtigheid, ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Ywerig in goeie werke. Goeie werke, ek doen nie goeie werke omdat ek gered is, nie om sy guns te probeer wen nie. Ek doen nie goeie werke om die liefde van die Here te probeer wen nie. Ek doen nie goeie werke om hom te probeer beïndruk nie. Ek doen dit omdat hy my liefhet, omdat ek of hom liefhet. Hy sê grace, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Dis wat die Heilige Gees doen. Engels stel mooi, hy sê, to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. What does your life look like? What does my life look like? Jy sien, ek hoop hierdie gaan werk. Is daar druk in hierdie lewe? Is there pressure in this life? Well, I guess Tanga, you guys are going through some interesting times. Nou jy sien, is daar druk in ons lewe? Yes, ons almal beleef druk, spanning, moeilike goeters. Maar wat doen druk? Druk openbaar dit wat in jou is. Ek het hom nie geskit nie, want ek was bang, weet nie wat gaan gebeur nie. Maar ja, as jy hom 'n bietjie roer, dan kan hy redelik spuit. Die Mentos het druk veroorsaak. Wel, het die druk ding net laat spuit. As ek hierdie bottel moet vat en ek skit hom, okay, ek gaan nie skit. Sit druk die Coke binne in die bottel. Does pressure put the Coke inside the bottle? Sit die druk die koeldrank binne in? Nee. So dan amper 'n stupid vraag. Wat doen pressure? Wat doen druk? Pressure reveals what's inside. It doesn't put it inside. Wat was binne in die bottel? Wat's in die bottel? Wat's in die bottel? Coke. Is jy seker is Coke? Ja, is Coke. Pressure reveals what's inside
of you. We all going to experience pressure. Ons gaan almal druk beleef. Maar druk, die goed wat ons deurgaan, openbaar dit wat in jou is. Yes. Dankie Here vir wasmasjiene. my vrou is weer terug. Die vraag is vandag, as iemand jou bottel skud, wat gaan uitkom? If somebody shakes your bottle today, en ek bedoel nou nie Coke nie, as iemand jou opklits, as iemand jou skud, wat gaan uit jou uitkom? Wat gaan uitvloei? Kan ons altyd die druk rondom ons beheer? Nee. Wat kan ek en jy beheer? My reaksie. Hoe ek optree. Kan ons kies hoe ons gaan reageer? Ja. Jy kan kies. Nou is die vraag is, wat is makliker om te verander? Die omstandighede, die situasie of jou reaksie? Which the easiest to change? Circumstances, the situation or your reaction? Reaction. My reaksie, ek kan dit verander, ek kan dit beheer. So ek wil weer vra vanoggend, wat kom uit jou uit wanneer jy onder druk is? Wat kom uit jou uit wanneer daar moeilike omstandighede is? As iemand jou skud, wat gaan uitkom? Die uitdaging is nie wat met ons gebeur nie, dis wat in ons gebeur. Gaan ons reaktief wees of gaan ons kreatief wees? What matters is not what happens to you, it's what happens in you. Are you going to be reactive or are you going to be creative? It depends how you see it. Reactive and creative, same word, same letters. It's just you move the sea. So you're going to be reactive or creative. It depends how you see it. It depends the perspective with which I'm looking at the situation. Kyk ek met 'n hemelse perspektief, gaan ek reaktief wees of gaan ek kreatief wees? Gaan ek reageer in elke situasie? Gaan ons deur ons emosies beheer word of deur ons waardes en deur die Gees gelei word? Dit wat verkeerd is altyd daar. Maar dit wat reg is ook altyd daar. Watter optrede gaan jy kies? Gaan jy deur jou emosies net gelei word? Of gaan jy waarlik deur sy Gees gelei word? Ons kan nie altyd beheer wat met ons gebeur nie, maar ons kan kies hoe ons reageer. Wanneer ons leer om ons reaksies te beheer, begin ons lewens te regeer. Choose how you are going to respond. Not react, respond. Reacting is you always on the hind foot because you keep on reacting to something that's happened to you. A response is controlled. A reaction is an automatic response. Afrikaans stel dit nie mooi nie, maar ek het al so 'n bietjie daaroor gepraat. Gaan nie nou in die wetenskap, neurowetenskap van dit ingaan nie. How are you going to respond? Pressure doesn't decide who we are. Pressure reveals who we are. We can't stop pressure, but we can decide what comes out of us when the pressure comes. Druk verander nie jou identiteit. Pressure doesn't determine your identity. Pressure reveals what is inside of you. En jy weet,
Baie keer kan ons nou, en wanneer ons in reaksie ingaan, wanneer ek nou my radkas strip, ek word kwaad, wanneer ek my toys uit die kot uitgooi, wanneer ek kinderlik ongelukkig raak, daar's twee goed wat jy kan doen. Nadat jy kwaad was en so ongelukkig was, kan jy of in skuldgevoel gaan sit en in selfbejammering, of jy kan vanuit die hemelse perspektief kyk. Want jy sien, Paulus sê in Romeine 8, hy sê nie, hoorie, julle moet probeer ophou sonde doen. Hy sê nie daar, jy moet probeer mooi leef en reg leef nie. Hy sê, word gelei deur God se Gees. Wanneer die goeders openbaar, wanneer daai gedrag na vore kom, moenie gaan sit en skuldig voel nie. Sê eerder, dankie, Here, dat ek kan sien, dat U vir my toelaat, dat ek kan sien, waar is 'n area in my lewe wat onder U leiding moet kom. Here, dankie, dat U stel my in staat om te kan verander. Here, dankie, U het vir my gegee, 'n gees van deel van die vrug van die Gees. Ek het selfbeheersing. Wat het ons nou gelees wat hy sê? Grace trains us to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. God, thank you that you are training me to be self-controlled and to live a godly life in this present age. En die Here wil, so wees wakker en waaksaam, ek maak klaar. God, en net dit sê, we cannot always control what happens to us, but we can choose how we respond to what happens to us. God's given you the ability to respond in a godly manner. Hy stel jou in staat. Hy het vir jou die vermoëns gegee. Hy rus my en jou toe. Hy het gesê, ek en jy het 'n nuwe lewenswandel. Daai nuwe lewenswandel met Christus in my, ek begin my gedagtepatrone te verander van 'n ou denkwyse na 'n denkwyse wat belyn is met 'n hemelse denkwyse. He's equipped you with what you need to live a new life. Hy stel jou in staat, hy het jou toegerus met dit wat jy nodig het. Ek sluit met hierdie teksvers. Hy sê 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van geen beheersing. Wat? Wat so goed? Selfbeheersing. 60-60 het gesê, Checkers het nie meer stok nie, Pick n Pay sê nie. Hy het my en jou gegee. He trains us to be self-controlled. Ek wil volgende vra, as jy geskit word, wat gaan uitkom? Gaan ek lyk, ryk en klink soos die Christus wat in my woon? Ek wil weer vra, as jy geskit word vanoggend, wat gaan uit jou uitkom? En as wat uitkom, nie lyk, ryk en klink soos Christus, moenie in 'n gat val van selfbejammering en skuldgevoel nie. Nee, pressure reveals what's inside of you. And if what comes out nie great is nie, laat toe that grace will train you to live a godly life. Laat toe dat sy Gees my en jou begin leer, dat hy ons toerus om
te leef soos Christus. Sorry, ek het 'n bietjie lank gepraat. Romans 8, verse 29, hy sê, He also destined from the beginning for ordaining them to be molded into the image of His Son and share inwardly His likeness. Jy sien elke keer wat goed uitkook, wat nie soos Christus lyk nie, He's going to mold you into the image of His Son. Jy sien die Here wil jou werk. Hy het ons nie geskep om probleme te probeer vermy nie, om druk te probeer vermy nie. Hy het my toegerus om my goed te hanteer en Christus te laat manifesteer deur my lewe. Vader, dankie dat U ons so lief het, dat U Seun gestuur het. Here, dankie dat U ons uit genade uitgered het. Nie deur iets wat ons kan doen nie. Vader, dankie dat ons vanoggend kan weet, ons is U kinders, ons is U seuns, U dogters. U het ons nie wees agtergelaat in hierdie wêreld, wat U het ons toegerus met alles wat ons nodig het om in hierdie wêreld te leef. Father, forgive us for using a worldly measuring stick to measure our lives and the value of our lives. Here, vergewe ons waar ons die verkeerde maatstaf gebruik om ons lewens te meet en te weeg. Maar ek bid vanoggend dat ons met 'n hemelse perspektief na ons lewens sal kyk. Dankie vir U Gees wat in ons woon, wat ons lei, wat ons leer, wat ons toerus, wat ons krag gee. Dankie vir die gawes wat U vir ons gee. Dankie vir elke ding waarmee ons toegerus is. Dankie dat U deel is van ons lewens en dat U ons lei. Ek wil vanoggend bid, Here, elke gedagte wat ons koester, wat doodbring, elke gedagte wat ons weglei en op 'n verkeerde pad vat, elke gedagte wat vernietigend is in ons lewens, ons wil daai gedagtes vanoggend gevange neem in Jesus naam en ons wil dit gehoorsaam maak en dit onderwerp aan Christus. Here, help dat ons 'n denkwyse, 'n hemelse denkwyse sal ontwikkel. En Here, waar daar dinge is, dat wanneer ons geskit word, en daar dinge is wat uitkom, wat nie lekker en mooi is nie. Dankie, dat U vir ons dit uitwys, en dat U ons help, om te groei, en te verander. Dat ons sal wees, soos Christus, that will be molded into the image of Christ, and share inwardly His likeness. So ek bid weer, Here, dat wanneer die lewe ons skud, dat Christus en die liefde van Christus sal uitkook. Dat dit sal manifesteer. En dat mense Christus in ons sal sien en beleef. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.